Nou wat kom sê ons vandag vir u by hierdie byeenkoms? Ons sê die volgende: dat Afrikaans as taal op universiteitsvlak van kardinale belang is vir die Afrikaanse taal en kultuur. Dit is die plek waar Afrikaanssprekendes wil deelneem aan opleiding in hulle eie taal, soos meneer Klopper gesê het, sodat hulle via hulle eie taal 'n konstruktiewe bydrae wil maak tot die uitbou van ons almal se land Suid-Afrika. Ons glo ook dat die verswakkende posisie van Afrikaans ook in universiteite die sprekers benadeel, en ons verset ons aktief daarteen en neem daarom aan veldtogte deel om dit te probeer opdraai. Ons sê verder vir u dat die ATR om hierdie rede baie aktief betrokke is by die hofsaak wat Cornelis Lourens, 'n prokureur van Brits in die Noordwes provinsie, teen die staat aanhangig gemaak het oor die implementering van die nasionale taalwet. Ons glo dit is die raamwerk wat vir ons die manier gaan skep waarin ons alles kan doen, waarin ons kan funksioneer. Dit is in ons almal se belang dat dit moet gebeur. Miskien moet dit eers vir ons almal 'n onmiddellike prioriteit word, dat daardie wet volledig waar word. Ons moet vir Cornelis steun om dit waar te maak. En ek weet hierdie hofsaak gaan in die loop van Maart, die saak gaan in die loop van Maart hof toe. Ons sê ook vir u dat ons bekommerd is oor die tale opset aan die universiteite. Afrikaans skyn die enigste taal te wees wat druk ervaar, maar Engels kom elke keer skotvry af van die hele proses. Van Engelse universiteite word nie in dieselfde mate as van universiteite met Afrikaans as medium verwag om gebare in die rigting van meertaligheid te maak nie. Waarom nie? Is Engels dan onaantastbaar? Of is sekere tale meer gelyk as ander? Ons glo dat Afrikaans die reg gegee behoort te word om te kies watter tale hulle wil gebruik as onderrigmedium of onderrigmediums. En dis 'n belangrike debat wat moet aangaan. Vandag in die Burger is daar 'n artikel deur JP Landman wat sê die demografie speel 'n rol. Dis 'n saak waarna ons indringend moet kyk. En professor Gielemee se statistiek het net vir ons baie interessante dinge uitgewys. Maar ons glo dat hier 'n keuse moet wees. Ons glo ook dat universiteite wat Afrikaans as medium van onderrig kies, nie beskuldig kan word daarvan dat ons ander doelbewus uitsluit nie. Ons dink die aksesdebat kan nou maar tot 'n genadige einde kom. Want in hierdie eensydige debat word net universiteite met Engels as medium bevoordeel. Ons glo ook dat politiek sy aardige pote van die taaldebat moet afhou. Want elke keer as politiek bykom, selfs interne politiek, selfs interne organisasiepolitiek, word net weer beklemtoon hoe maklik ons onder mekaar kan beklei. Die berigte in die media die afgelope week was ingestel op polarisering eerder as versoening. Ek was nogal verstom toe ek vanoggend na die Burger kyk. En ons kan mos beter as dit doen, om deur onder mekaar met mekaar te praat, en saam met mekaar te praat in plaas van teen mekaar te praat. En dit is 'n oproep wat die ATR graag wil doen. Kom ons probeer eerder saamwerk en ons maak die ding werk. Ons glo ook dat beurskemas wat Afrikaanssprekendes doelbewus uitsluit, nie langer geduld kan word nie. Dit is doelbewuste uitsluiting en dit benadeel veral die arm deel van die Afrikaanse taalgemeenskap wat graag in 'n moedertaal wil studeer. En Dr. Michael Lekodeer het onlangs in 'n pragtige artikel op Litnet gewys hoe belangrik moedertaalonderrig is. Maar om mense wat nie die geleenthede het nie doelbewus uit te sluit omdat die sprekers van Afrikaans is immoreel en ons wil ons aktief daarteen verset. Ons glo ook dat die jong mense wel glo in Afrikaans as taal van onderrig. Verlede jaar het ek die voorreg gehad om namens die ATR, ek en Dr. Karel Prinsloo, met 'n klomp jong mense, studente van die universiteite, te praat oor hoe hulle betrokke wil raak by Afrikaans. Die eerste studenteberaad vir Afrikaans het plaasgevind en hy het wonderlike dinge gedoen. En aanvanklike weerstand is binne die kwessie van 2 dae afgebreek, dat studente van tradisioneel swart universiteite gesê het, hulle verstaan nou hoekom die mense tog graag in hulle moedertaal wil wees. En dames en here, ons moet op hierdie wyse leer om begrip vir mekaar te kweek. Ons doen dit nog nie genoeg nie. Ons glo ook dat 'n inisiatief oor 'n gratis of 'n vrye universiteit van Afrikaans beslis 'n deeglike ondersoek werd is. Dit kan nie net sommer afgemaak word as nog net 'n wilde droom van 'n klompie mense nie. Kyk net hoe divers is die mense wat hulle hiervoor beywer. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het hom juis daaroor uitgespreek en gesê hulle is bereid om as instrument op te tree om hierdie proses te fasiliteer. Dat dit nie 'n los gesprek word nie, maar dat dit 'n gefokusde, georganiseerde gesprek dan moet wees.
En dan laastens, ons glo dat ons moet ophou om onder mekaar te beklei oor inisiatiewe met baie goeie bedoelings. Hierdie byeenkoms, soos meneer de Klerk gesê, het baie vinnige etiket gekry en ek het hom in die loop van die week baie jammer gekry, veral sedert Sondag. Maar, weet u, het die mense regtig gaan dink wat die bedoeling agter die byeenkoms was? Dit het so vinnig in polarisering ontaard. En ons glo dat dit nie behoort te gebeur nie, want ek dink dikwels die teenstanders van Afrikaans sit rustig agteroor en vryf hulle hande en sê, hierdie mense kyk hoe lekker beklei hulle onder mekaar, ons hoef nou niks te doen nie. Want hulle hou mekaar so lekker besig met dikwels beselagtighede. Daarom kom sê die ATR vir u, kom ons werk saam as 'n taalgemeenskap. Kom ons probeer ons geskille op sy sit in die belang van Afrikaans. Daar is baie werk om te doen. Ons kan dit nie alleen doen nie. Ons moet dit saam met mekaar doen. En die ATR wil graag 'n rol speel in hierdie proses en ons bied ons dan ook aan om hierdie rol te kom vertolk. Baie dankie vir die geleentheid.